Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en ook baie welkom aan ons kykers op die woord. Ons eredienstyd saam, is goed dat jy weer ingeskakel het hier saam met ons. Nou ons is besig met 'n nuwe reeks hier in die begin van die jaar. Leer om met ritme te lewe met ritme, iets van dit. Nou voordat ons gaan verder kyk na hierdie nuwe reeks en die nuwe goed waarna ons kyk en leer, kom ons staan op en kom ons sing saam en kom ons maak saam sy naam groot. Kom ons sing saam. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam verheerlik kom. Door die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy ons sê, mekaar steeds lief te hê, en hom bo alles sien. Loof hom, Christus die Heer. Daarom loof en prys ek U, ek hef my hande op en loof U naam. Met ons hart en mond en hand, ons krag en verstand, kom loof ons U. Hou ons leven deur die Gees, laat ons die kinders wees en U bo alles sien. Loof hom, Christus die Heer. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam verheerlik hom. Door die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy ons sê, mekaar steeds lief te hê, en hom bo alles sien. Loof hom, Christus die Heer. Kom ons loof hom, Christus die Heer. Ons het laasweek begin met iets van 'n visie vir die jaar. 'n Visie van lewe. Lewe in oorvloed wat Jesus ons beloof het in Johannes 10. En ons het die paadjie gestap van die enigste manier hoe jy by hierdie lewe in oorvloed kan uitkom, is deur 'n totaal toegewyde, geesvervulde volgeling te wees. En om met jou hele hart hierdie voetspore van Jesus te volg, om elke dag van jou lewe hierdie voetspore te volg. Dit wil sê, waartoe gaan hierdie voetspore lei? Hoe gaan hierdie voetspore vir my lewe gee? En dis om uit te kom by die waarhede van God die Vader. En Jesus het aarde toe gekom om vir jou en my aan die Vader voor te stel. Die dief het gekom om hierdie waarhede van die Vader by ons te steel, maar Jesus het gekom om vir ons hierdie waarhede te gee. Ons het iets gesien van hoe oor die laaste 2000 jaar, wanneer volke, mense, generasies die waarhede van God weer in hulle lewens inbou, dit beoefen, deel van hulle ritmes maak, hoe dit duisende mense se lewens beïnvloed het. Ons noem dit iets van die fondasie waarhede van God. Nou, ons het so sketsie geteken om vir jou daai fondasie waarhede te help memoriseer, om 'n deel van jou lewe te maak. En voordat ons weer na elkeen van daai sketse gaan kyk, wil ek eers weer die uitnodiging na jou toe bring. Jesus sê, as jy wil lewe, kom kry dit by my. Ek het die lewe. Kom volg my na die Vader toe. Want as jy die Vader gaan leer ken, gaan jy die lewe geniet. Kyk hoe sê hy het hierso vir ons in Matteus 11:27. Ons gaan na hierdie skrif baie kyk, baie verskillende vertalings, maar kom ons kyk hoe sê hy dit hier. Hy sê, my Vader het alles aan my toevertrou. Niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. En niemand ken die Vader nie, behalwe die Seun. En elkeen aan wie die Seun die Vader wil bekend maak. Heel eenvoudige skrif, maar groot, né? Hy sê, niemand ken Jesus nie, behalwe die Vader. So, ek en jy, ons leer hom nog ken. En dan sê Jesus, niemand ken die Vader nie, behalwe die Seun. En dan hierdie uitnodiging. En elkeen aan wie die Seun die Vader wil bekend maak. Met ander woorde,
Jesus sê, kom, ek wil die Vader aan jou bekend maak. Ek wil vir jou die fondasie waarhede, die kernwaarhede van God die Vader bekend maak. Net iets oor die woord fondasie. Ek dink ons almal weet, hoe belangrik is 'n fondasie van 'n huis of 'n gebou. Dis die begin en die einde. Nou, in Jesus hulle se tyd was daar iets van 'n hoeksteen, wat die begin was van die fondasie. En dis natuurlik, Jesus is die hoeksteen. Hy maak alles reguit, né? Hy maak alles hak, soos wat ons sê. En dan die fondasie, dis wat keer dat die huis kraak, dis wat veroorsaak dat hierdie huis 10, 20, 40, 50, 100 jaar staan. Ek het 'n huis wat oor die 100 jaar oud is, en sy geheim is sy fondasie. Dit gaan alles oor die fondasie. Nou, die fondasie waarhede oor God. Hoe sterker dit in jou lewe is, hoe groter word die huis wat jy kan bou. In Jesus se lewe was die fondasie waarhede oor die Vader vas. Niemand kon daai fondasie skud by Jesus nie, né? Hy het geweet wie's die Vader. Hy het geweet hoe lief vir die Vader hom. Hy het geweet wat die Vader se wil, se roeping, se pad. Hy het alles oor die Vader geweet. Daarom het Jesus 'n lewe gehad. 'n Lewe wat ons almal begeer, 'n volmaakte lewe. 'n Lewe van verskil maak, 'n lewe van vervulling, 'n lewe wat blydskap geken het buite perke, want sy fondasie was reg. So ons wil die regte fondasie in 2013 in jou lewe lê, en as hierdie fondasie vas is en gesond is, en die korrekte prentjie van jou Vader in die hemel het, die kanse vir 'n goeie jaar, die kanse vir 'n huis wat bo op jou lewe gebou word, die kanse van 'n lewe van vervulling, dis moontlik. Maar dan moet jy hierdie fondasie waarhede verstaan. So kom ons gaan kyk na elkeen van daai sketse. Daai skets begin in die middel met hierdie groot vraagteken, wat iets sê van waar is jy, wie is jy, wat gaan aan in jou lewe, iets van Genesis, onthou jy toe Adam en Eva klaar gesondig het, toe vra die Here, mens, waar is jy? Is die begin van alles. Waar is jy nou? Waar moet God na jou toe kom en jou ontmoet? En hierdie waarheid is iets van, God is beskikbaar en ontmoet jou waar jy is. Groot waarheid oor God se karakter. Hy is beskikbaar. En hy ontmoet jou waar jy is. Klein storieetjie. Ek ken iemand wat 'n kind aan die dood afgestaan het. En hy is verskriklik bitter en kwaad vir God. Mens kan baie van daai gedagtes en emosies verstaan, hè. Maar God los hom nie. God is lief vir hom. En iets gebeur met iemand anderster, en baie van hierdie goed was in die nuus gewees, en mense ensovoorts, bekende mense in ons land, en iets gebeur met van hierdie mense wat 'n vriend van hom is, en hy bly oor see, hierdie vriend wat 'n kind aan die dood afgestaan het, en hy sê van oor see af is daar hierdie begeerte in sy hart om net met so en so te praat. Nou, hy was so rukkie terug hier in Suid-Afrika. Sy eerste afspraak was met hierdie ander vriend, met wie min of meer dieselfde gebeur, en toe hierdie vriend vir hom vertel, vanuit sy hospitaalbed, sy rolstoel, toe hy vir hom vertel wie God is, wat hy gesien en beleef het, en hoe God beskikbaar is, en hom in sy bitterheid, in sy woede teenoor God nog steeds ontmoet het, toe breek hierdie vriend. Sê ek's nou al jare kwaad vir God, maar van oor see af het God my nie gelos nie. Hy staan met sy arms oop en hy ontmoet my hier in my bitterheid. Met ander woorde, God wag nie tot ek kerk toe kom. God wag nie tot ek 'n mooi liedjie sing en alles uitsorteer nie. God ontmoet my hier, net waar ek is. Want God is beskikbaar vir die mensdom. En hy ontmoet hom waar hy is. Volgende waarheid wat jy sal onthou was die hartjie geweest, né? Is iets van God is liefdevol. En my eie woorde is iets van God is liefdevolle Vader en wil 'n verhouding met my hê. Karakterwaarheid wat jy nooit moet vergeet nie. God wil 'n verhouding met jou hê. Hy is lief vir jou. En dit maak nie saak wat dit met jou lewe gebeur. Dit maak nie saak wat is die uiterlike goed wat gebeur. Moenie laat dit vir jou sê hoe lief God jou het nie. Laat die waarheid van die skrif, die waarheid van 2000 jaar se miljoene Christene vir jou sê, God is
liefde. En hy is 'n liefdevolle Vader wat 'n verhouding met jou wil hê, meer as enigiets. Alles gaan en staan oor hierdie verhouding. God reik uit na jou toe vir verhouding. Ons gaan baie meer hieroor praat. Die derde waarheid waartoe ek jou wil vat, is hierdie ene: God is kreatief. En hy roep my om hom te volg in my hele lewe. Dis waar daai sirkeltjie gaan. Dit gaan oor jou hele lewe. Hierdie is iets van die grootheid van God. As ek dit vir jou kan uitbeeld waar ritmes en hierdie sirkeltjies vandaan kom, is iets van kinders wat 'n handvol klippe vat en dit dan in die water gooi. Het jy al gesien wat gebeur? Al daai rippels van elke klip wat val, hoe hierdie rippels oor mekaar gaan en meng en bots, en as jy nou iets van wetenskap weet, van die golwe en hoe golwe oor mekaar gaan en kruis en dubbel so groot word, het jy al gedink, hoe kompleks is dit, as 20 klippe gelyk val, en al hierdie rippels gaan uit? Dit is God se kreatiwiteit, om jou lewe, in die middel van 1000 ander lewens, waar almal keuses maak, jou ouerhuis, die huis waaruit jy kom, die huwelik waarin jy was, die werk waar jy werk, jou liggaamlike kondisie, jou kultuur, alles wat gebeur is klippe in 'n water. En al daai rippels gaan uit. En God, hy's kreatief. Hy vat jou hele lewe, jou seer, jou pyn, jou suksesse, jou sonde. Hy vat jou hele lewe, hy's kreatief en hy roep jou om met jou hele lewe na hom toe te kom. Dis iets van, moenie in kompartemente leef, jy moenie sekere goed wegsteek en weghou van God af nie. Hy is in jou hele lewe, oggend, middag en aand, werk, eet, drink, slaap, stokperdjie, sport, jou huwelik, hy's in jou hele lewe betrokke. Volgende waarheid is iets persoonliks. God is die weg persoonlik vir jou en genees my om in sy karakter te groei. Hierdie is 'n paar waarhede hier ingesluit. Hy is die weg, die waarheid in die lewe. Hy die wysheid om jou lewe te genees in jou karakter. Een van die goed wat ek geniet om hier vir mense te sê is, waar het jy issues in jou lewe? Nee, bagasie. Bagasie wat al jare saam met jou kom, gewoontes. Goed wat jy doen sonder dat jy weet hoekom doen jy dit, jy doen dit net en jy wou dit al gestop het. Wel, Jesus, God die Vader, kan persoonlik in jou lewe inklim met sy hande en jou genees. En jou in jou karakter verander na sy beeld en sy gelykenis. 'n Volgende groot waarheid van God is natuurlik sy liefde vir die hele wêreld. En hy stuur ons om ook lief te hê. Jy sien, as jy teruggaan na daai skets toe, sê jy weet, daar's 'n blokkie bo en 'n blokkie onder. Die blokkie bo is wat God met jou persoonlik doen. Die blokkie onder is wat hy deur jou doen. God wil deur jou hierdie wêreld lief hê. God wil deur jou ons land lief hê. God wil deur jou almal lief hê. Volgende waarheid is God is drie-enig. Hy is die een wat jou en my uitnooi om ook in 'n gemeenskap te leef. Met ander woorde, as God nie alleen gestaan het nie, kan ek en jy ook nie alleen staan nie. En soveel van ons probeer, né? Soveel van ons sê, ek's nie 'n mens nie, of ek's nie 'n klein groep mens nie. Ek hou van my eie gedagtes en ons het al hierdie verskonings. God is drie-enig en hy nooi jou om ook in 'n groep te wees. En dan ons laaste ene is God is koning en hy vra my en jou hulpbronne om sy koninkryk te laat kom. Nou is iets van, ek en jy moet besef, alles wat ons het is tot sy eer en moet gebruik word vir sy koninkryk. Nou vandag wil ek letterlik net vandag vir jou 2 van hierdie fondasiewaarhede gou mee afsluit. Die een is God se vaderliefde. As jy nie die vaderliefde van God hoor nie, as jou beeld van God iets is, hy's besig, hy's gejaag. Jy sien, hierdie beeld van die Vader kom baie uit jou ouerhuis uit. En as jou pa baie besig was, nooit vir jou tyd gehad het nie, dan dink jy ook, God is baie besig. As jy beleef het jy is nooit goed genoeg nie, 9 uit die 10 keer beleef jy God ook as 'n wettiese God. Hy gaan net na my kyk as ek stout was. Hy's net reg om te raas. Ek onthou in my ouerhuis was daar iets van dit. My ma, ek was nou wat groter as sy was maar so 'n klein tannie gewees. My ma het nie sommer aan my pak slaag gegee nie, want ek was al te groot. Maar dan kom my pa huis toe en hy gaan my slaan.
So dis iets van die vaderbeeld, né? Pa kom en pa kom slaan. En dit het 'n beeld op hoe jy jou God sien. God kom en God kom slaan. Jesus is lief vir my, maar God wil my pak slaag gee. So ek weet nie met watse vaderbeeld leef jy nie. Maar ek wil bid en ek wil by jou smeek, stap hierdie pad saam met ons van lewe en ritmes, kry die regte beeld van God in jou lewe. Dat jy sien, hy's liefde. Niks kan jou skei van hom, hy is onvoorwaardelik lief vir jou. Hy is beskikbaar in jou lewe, hy is betrokke in jou lewe. Hy kan jou gesond maak, hy kan jou aanraak, hy kan jou gebruik. Wat is jou beeld van God? Is God goed? Is God een wat jy wil in jou lewe hê? Vul God jou met dankbaarheid en 'n borrelende opgewondenheid? Vul God jou met lewe en excitement as jy dink jy gaan vir ewig saam met God tyd spandeer? Of is daar by jou hierdie beeld van wie is hy, wat doen hy, hoe groot is hy, hoe streng is hy, hoe kwaai is hy? Wat's jou beeld van God? En dan die tweede een waarmee ek wil afsluit is God is drie-enig en nooi jou en my om ook in 'n klein groep in te gaan. En ek wil dit vir jou lees hier in Genesis 1 vanaf vers 26 af. Hy sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, né? Meervoud die hele tyd, ons maak mens na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En dan weer, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom, dis nou ons, geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Wat sê hierdie woorde? Ek en jy is geskape in sy beeld. Sy beeld is 'n drie-enige God. God staan nie alleen nie, as ek dit so vir jou kan uitdruk. Hoekom probeer jy alleen staan? Jesus was dadelik deel van 'n klein groep. Hy het dadelik hierdie 12 disippels om hom gehad. Dis vir my verbasend altyd as ek hieroor praat om vir mense te vra, wie's die mense in jou lewe? Dan sal hulle so, nee ek het nie, ek's 'n individualist, ek leef al hierdie verskonings. En dan dink ek, maar nie eers Jesus het probeer om alleen te leef nie. Hoekom probeer ons alleen leef? Hoekom probeer jy alleen geestelik groei? En daarom, ek wil jou uitnooi na hierdie fondasie waarhede toe, net so weer vir oulaas, die fondasie waarhede van God se karakter. En dan wil ek jou nooi, gaan kry vir jou 'n vriendekring. Vind uit in jou omgewing, vind uit in jou kerk, waar is daar mense saam met wie jy kan groei in die fondasie waarhede van God, in die ritmes van die lewe. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Kan ek jou wys hoe sterk ons saam kan wees? Kan ek jou wys as ons in liefde leef? As ons saam steeds nader groei aan hom. Nader my God by U. Kan ek jou wys hoe lyk opregte hart? Kan ek jou wys ek sal daar wees as jy val? Kan ek jou wys dat seer kry ons nie laat verdwaal? As ons opreg in liefde leef, want saam kan ons groei, steeds nader aan hom, in eenvoud en eenheid liefde. Kom ons maak dit eenvoudig, dis al wat hy wil hê, dat ons mekaar in liefde sal dien.
Kom ons bid nou saam vir laat ons die Vader en Jesus leer ken en iets van hierdie gemeenskap en vaderliefde. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat Jesus gesê het, ek kan julle die Vader leer ken. En dankie dat ons iets vandag kan sien van die Vaderliefde en dat ons iets kan sien van hierdie groep, hierdie gemeenskap, die drie enige God en dat ons genooi is om ook in so gemeenskap te leef. So iets van 'n klein groep. Help ons daarmee, Here. Help mense wat vandag alleen is. Help mense wat ernstig is oor geestelike groei. Help hulle in hulle lewe, is ons gebed. In Jesus naam. Amen.